Goeiemôre julle, Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons na Matteus 19 vanaf vers 13 tot en met 30. Ons sien in die eerste gedeelte waar die mense die kindertjies na Jesus toe bring sodat hy hulle kan seën en hande oplê. En dan natuurlik die disippels wat hulle met hulle raas en hulle van Jesus af wou weghou. En dan in vers 14 lees ons waar Jesus sê: "Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele." Hier is vir my so kosbaar, want dit is asof Jesus vir die disippels wou leer dat dit is juis vir sulke mense aan wie die koninkryk van die hemele behoort. Die wat ontvanklik is en oop is vir die evangelie en daarna sal luister. Ons sien dan 'n ryk jong man wat na Jesus toe kom. In Markus beskryf Markus dit so mooi. Hy sê hy het aangehardloop gekom en voor Jesus neergeval. Ons weet nie wie hierdie jong man was nie, maar verneem dat hy wel suksesvol was, 'n heerser was en ook welle was. En te midde van alles wat goed lyk in die lewe van hierdie jong man, het hy 'n vraag wat ek glo baie van ons ook het, of wel al gehad het in ons lewe, of dalk selfs oor gedink het. Hy vra: "Goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen om in die ewige lewe te kan beerwe?" Ons moet onthou dat die wet nog baie sterk toegepas en gevolg was in daardie tyd. Die genade, Jesus se offer en die kruis wat die wet sou vervul het nog nie plaasgevind nie, want Jesus het nog nie gesterf en opgestaan uit die dode en opgevaar na die hemel nie. Dan sien ons Jesus antwoord hom: "Hoekom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is, behalwe God nie. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." Die ryk jong man antwoord toe: "Watter gebooie?" Hier het my so bietjie laat stilstaan en dink, want net soos hierdie ryk jong man, bevind ons onsself ook baie keer in hierdie situasie. Want ek is seker die ryk jong man het al die gebooie geken. Waarom vra hy dan watter? Wat moet ek en jy doen? Baie keer dink ek, as ek goed doen, dan sal ek dit maak, maar vergeet dat dit oor geloof gaan, en nie net die werke nie. Ons kan nie eendag vir hom sê: "Here, ek het na die armes gekyk, my 10de betaal, elke Sondag kerk toe gegaan nie, maar ek het hom nie geken nie." Of: "Here, ek het alles in die woord toegepas, behalwe," en dan los ons sekere gedeeltes gerieflik uit. Net soos die ryk jong man gevra het watter gebooie, doen ons dit baie keer met God se woord. Dan is ons selektief. Ek kan net sekere gedeeltes van sy woord doen in my lewe. Jong, vergifnis is moeilik, maar ek sal vir die armes gee. Ek kan nie lief wees vir almal nie, maar net vir my familie en vriende. Kom ons volg hom met alles wat ons het en wat in sy woord vir ons geleer word. Ons lees dan dat Jesus baie interessant nie vir hom sê: "Jong man, jy moet die hele wet onderhou nie, maar noem die gedeelte wat jy teenoor mense moet doen aan hom." Dalk gewonder hoekom, sien dit dat werke vir die ryk jong man belangrik was, wat ons aflei in sy vraag, want hy vra: "Watter goeie dinge moet ek doen?" Weet Jesus dat die eerste gedeelte wat gaan oor God nie nou so belangrik vir hom is nie. Kom ons lees wat in vers 18 staan van hierdie gedeelte. Hier sê Jesus vir hom dan, toe hom antwoord. Hy sê die volgende: "Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Hierdie is vir my so interessant geweest. Die jongman sê toe vir Jesus: "Al hierdie het ek onderhou van my jeug af." Markus sê: "En Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry." Waarop Jesus vir hom sê: "As jy nou volmaak wil wees, verkoop alles wat jy het en deel dit uit aan die armes en volg my." En net hier faal ek en jy ook baie keer heeltemal. Hoe kan ek alles verkoop en wat ek het, wat ek oor die tyd bymekaar gemaak het? Wat vir my familie? Wie gaan vir hulle sorg? Ek dink nie dit is wat die Here vir jou en my verwag nie. Maar kom ons vra die vraag af dan. As hy dit wel verwag, is ons bereid om dit te doen? Vir die ryk jong man was dit 'n toets, want sy hart was waar sy skat was. Maar ek glo die belangrikste wat Jesus vir hom wou sê, was in die B-gedeelte van vers 21, waar Jesus sê: "Volg my." Die verkoop van sy goed was nie 'n voorwaarde om Jesus te kan volg nie, maar 'n begeerte van ons koning, dat hy dit wat meer belangrik is, een kant toe sal skuif. Dalk sê jy, wel, daarom
Daarom is ek nie ryk nie, so ek het net 'n bietjie wat ek moet opgee. Wel, dalk is dit meer as rykdom wat hy van ons verwag. Wat is meer belangrik in jou lewe as Jesus? Is dit jou sukses in jou werk, dalk jou stokperdjie? Jy sien, vir Jesus gaan dit oor jou hart en die plek wat hy het daarin. Ek glo vanoggend wil die Here net weer vir ons kom sê, volg my met alles wat jy het. Laat ek die belangrikste wees in jou lewe, meer as al jou skatte wat jy so skarrel om bymekaar te maak. Micha 6 vers 6 tot 8 som dit so mooi op, en kom ons lees dit gou-gou. Daar staan die volgende: Waarmee sal ek die Here tegemoet kom, of tegemoet gaan, en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet kom met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here welbehaag in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortredinge, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Jy noem dalk, die ryk jong man kyk vas aan die eerste gedeelte van vers 21, en vir hom was dit te moeilik om alles net te laat gaan. Dalk het jy nie besef wat hy gevra het nie. Wat was sy vraag? Watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Vir hom was dit om die ewige lewe te beerwe. Hoe doen ek en jy dit? Hoe kan ek en jy dit beerwe? Jesus gee die antwoord in Johannes 17 vers 3 en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Jesus noem dan aan sy disippels dat dit moeilik sal wees vir 'n ryk jong man om die koninkryk in te gaan, en stel dit nog 'n bietjie moeiliker, dat dit makliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as om die koninkryk in te gaan. Vir die disippels was dit 'n skok en hulle vra, Here, wie kan dan gered word? Waarop Jesus die antwoord gee, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Jesus kyk na die jong man en het hom innig lief. Nog voor hy alles verkoop het, nog voor hy alles neergelê het of dalk dit sou oorweeg het. Net so kyk Jesus vanoggend na jou en my, met ons tekortkominge, met ons sonde in ons lewe, met dit wat ons bo hom stel in ons lewe, en hy het ons innig lief, en wag vir ons om alles neer te lê en hom te volg, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Mooi dag vir julle.